Goeiedag almal. Kom ons gaan deur die PSW leerpapier. Onthou PSW se toepassingsvak. Julle moet kan toepas wat julle geleer het en nie soos 'n papegaai alles uit jou kop uit ken nie. Ons skryf Maandag 2 Junie PSW. Lekker leer. Definisies. Vaardighede. Vaardighede is dinge wat jy leer om goed te kan doen met oefening. Swakhede, dinge waarin jy nie goed is nie. Sterkpunte, dinge waarmee jy goed is of maklik vind om te doen. Persoonlikheid. Die persoonlikheid is die versameling van eienskappe en gedrag wat elke persoon uniek maak. Dit is wat jou jy maak. Uniek. Uniek beteken om enig in sy soort te wees. Spesiaal. Anders as enige iemand anders. Dit is wat jou anders en spesiaal maak op jou eie manier. Emosies. Hoe jy voel en jy dink. Gelukkig, hartseer, kwaad. Doel, iets wat jy wil bereik, gewoonlik in 'n sekere tydperk. Dit is belangrik om doelwitte te stel, want dit gee vir ons rigting, motiveer ons en help ons om te fokus op wat ons wil bereik. Doelwitte help ons om te beplan en aksie te neem om ons drome 'n werklikheid te maak. Doelwitstelling. Doelwitstelling is om 'n plan te maak vir iets wat jy wil bereik. Dit is soos om te besluit op 'n teiken wat jy wil bereik en die stappe uit te lê om daar te kom. Byvoorbeeld, jy wil jou punte verbeter, so jou doel is om elke dag na skool 1 uur te studeer. Ons kan die akroniem SMART volg om hierdie planne te maak. Leer asseblief dit uit jou kop uit. S staan vir spesifiek. Maak jou doel duidelik en spesifiek. Jy moet weet presies wat jou doel is. M is vir meetbaar. Stel kriteria om jou vordering te meet. A is vir achievable of haalbaar. Maak seker jou doel is realisties en haalbaar. Jy moet hom kan bereik. Relevant. Jou doelwit moet relevant wees en T is vir tyd. Stel jou sperdatum vir wanneer jy jou doel wil bereik. Kinderregte en verantwoordelikhede. Ons grondwet. Elke persoon in Suid-Afrika het regte. Dit maak nie saak of jy oud of jonk is nie. Jy het menseregte om jouself te beskerm. Kinders het regte, maar saam met regte gaan verantwoordelikhede. Dit beteken jy moet optree op 'n manier waarop ons trots kan wees. Dit word ook verwag dat almal mekaar moet respekteer, eerlik moet wees en na ander moet omsien. Byvoorbeeld, jy het die reg om vrylik idees met ander te deel, maar jy het die verantwoordelikheid om ander met respek te behandel. Jy moet verantwoordelikheid neem om na die mening van ander te luister. Hier volg 'n paar kinderregte met sy verantwoordelikhede. Reg, ek het die reg tot goeie gehalte onderwys, maar die kind het die verantwoordelikheid om huiswerk te doen, skool toe te gaan en my bes te probeer. Ek het die reg om regverdig en gelyk behandel te word, maar ek het die verantwoordelikheid om ander regverdig en gelyk te behandel. Ek het die reg om my mening uit te spreek. Ek het die verantwoordelikheid om na ander te luister en hul opinies te respekteer. Ek het die reg om in 'n veilige omgewing te woon. Ek het die verantwoordelikheid om die veiligheidsreëls na te kom. Ek het die reg op privaatheid. Ek het die verantwoordelikheid om ander se privaatheid te respekteer. Moenie enige inligting op sosiale media deel nie. Vermoëns, belangstellings en potensiaal. Vermoëns is die dinge wat jy kan doen, jy kan dit goed doen en jy is baie goed daarmee. Belangstellings is die dinge wat jy wil weet of leer. Potensiaal is die vermoëns en belangstellings wat jy kan ontwikkel. Daar is verskillende tipe vermoëns en belangstellings. Die eerste een waarna ons kyk is mense of interpersoonlik. Dis die vermoë om mense en verhoudings te verstaan. Dan kry jy getalle of logies, die vermoë om getalle effektief te gebruik. Ander mense is weer goed met woorde, taalkundig. Dis die vermoë om taal goed te gebruik. Self of intrapersoonlik is die vermoë om jouself te dink en om jouself te verstaan. Prente of visueel ruimtelik is die vermoë om in prente te dink. Musikaal of musiek is die vermoë om jouself musikaal te verstaan en uit te druk. Liggaam of fisies, die vermoë om jou liggaam te gebruik. Natuur of natuurkundig, die vermoë om plante, diere en ander dele van die natuurlike omgewing te herken. Padtekens. Dit is belangrik dat ons al die padtekens ken
Eendag gaan julle leerlinglisensies wil doen, of julle lisensies, en dan moet julle al hierdie goed kan ken, om daarom deur te kom. So ons gaan net aan 'n paar vinnig vir julle wys. Eerste een is die stopteken. Draai links, geen toegang nie, moenie regs draai nie, daar's padwerk vorentoe, daar's 'n voetoorgang, geen parkering nie. Besoedeling. Lugbesoedeling. Lugbesoedeling is wanneer skadelike stowwe soos gasse en deeltjies in die lug is. Hierdie besoedeling kan lewende dinge benadeel en die omgewing beskadig. Byvoorbeeld rook van fabrieke of brande, gasse van motors, stuifmeel en swamspore. Waterbesoedeling. Waterbesoedeling vind plaas wanneer skadelike dinge soos chemikalie of vullis in die water beland en dit vuil maak. Dit kan diere seermaak en plante beskadig wat in die water woon en dit onveilig maak vir mense om te drink of in te swem. Byvoorbeeld oliestortings van skepe en boorwerk, vullis en plastiek afval wat in riviere, mere en oseane gestort word. Grondbesoedeling. Grondbesoedeling vind plaas wanneer skadelike stowwe soos chemikalieë en afval die grond besoedel. Dit is skadelik vir die plante en beïnvloed die kwaliteit van die grond vir boerdery of konstruksie. Byvoorbeeld ophoping van nie bioafbreekbare afval soos plastiek en rubber, onwettige storting van huishoudelike chemikalieë en afval. Noodhulp. Noodhulp is die hulp wat jy kan gee aan iemand wat seer gekry het of skielik siek word. Dit is eenvoudige dinge wat jy kan doen om hulle veilig te hou totdat 'n dokter opdaag. Moet nooit aan iemand se bloed raak nie. Items in 'n noodhulpkissie: pleisters, steriele gaas, alkohollappies, antibiotiese salf, tweezers, 'n skêr, weggooibare handskoene, medikasie vir pyn en noodkontak-inligting. Selfkonsep. Selfkonsep is 'n manier waarop jy oor jouself dink en voel. Dit sluit in hoe jy jou eie vaardighede, eienskappe en waardes sien. Dit is jou persoonlike siening van wie jy is. Verskillende mense beïnvloed ons selfkonsep en die vorming daarvan. Wanneer ons jonger is ons gesin baie belangrik vir ons selfkonsep. Soos ons ouer word, beïnvloed ons vriende ons selfkonsep en hoe ons oor onsself voel. Sukses is goed vir die vorming van selfkonsep. Ons almal doen iets waarop ons trots kan wees en voel. Positiewe selfkonsep is jy voel goed oor jouself en aanvaar jouself vir wie jy is. Negatiewe selfkonsep is jy voel sleg oor jouself en jy is ongelukkig. Dwelmmisbruik. Dwelmmisbruik verwys na die skadelike of gevaarlike gebruik van psigoaktiewe stowwe, insluitende dwelms en alkohol. Voorbeelde van dwelmmisbruik: alkoholmisbruik. Om te veel alkohol te drink kan lei tot verskeie gesondheidsprobleme en gevaarlike gedrag. Misbruik van dagga. Die oormatige gebruik van dagga kan geheue en leervermoëns beïnvloed. Misbruik van voorskrifmedisyne. Om medikasie te neem wat nie aan jou voorgeskryf is nie, of meer as die voorgeskrewe hoeveelheid te neem, kan skadelik wees. Kokainmisbruik. Hierdie onwettige dwelm kan lei tot ernstige gesondheidskwessies, insluitende hartprobleme en verslawing. Simptome van dwelmmisbruik: verandering in gedrag. 'n Persoon kan anders optree, geheimsinnig raak of teruggetrokke raak. Gemoedskommelinge is skielike gemoedsveranderinge, soos om een oomblik baie gelukkig te voel en die volgende oomblik baie hartseer. Fisiese tekens is rooi oë, gewigsverlies, gewigstoename, sere, donkerkringe om die oë. Faktore wat tot dwelmmisbruik lei: groepsdruk. Vriende of klasmaats moedig jou dalk aan om dwelms of alkohol te gebruik, wat dit moeiliker maak om nee te sê. Stres of trauma. Moeilike situasies te ervaar soos gesinsprobleme of afknouery kan daartoe lei dat sommige mense verligting soek deur middels. Kry hulp vir verslawing. Praat met 'n volwassene. Dit kan 'n ouer, onderwyser of skoolberaader wees wat ondersteuning en leiding kan bied. Soek professionele hulp of sluit aan by 'n ondersteuningsgroep. Beraders en terapeute kan behandelingsopsies verskaf om verslawing te help voorkom, soos byvoorbeeld die AA, Kimoja of rehabilitasiesentrums. WhatsApp 087 163 2025 vir hulp by Kimoja
tussen 8 en 5 of SMS 32312. Die dwelmmisbruik hulplyn is 0800 12 13 14. Baie sterkte, ek hoop julle geniet die toets. Onthou, is bietjie meer toepassing. Ek kan dalk vir julle 'n stukkie iets vra soos gebruik die SMART metode en sê vir my hoe jy jou eie planne gaan maak om doel te bereik, of ek kan vir jou 'n stukkie gee van Pietie wat sê nou maar iets wil bereik, en dan moet jy vir my kan sê, wat was sy spesifieke doel, is dit meetbaar, in wat tydperk gaan hy dit aflê, of byvoorbeeld, ek kan dalk ook 'n ietsiekie vra rondom verslawing, dan kan ek dalk vir jou 'n storie gee van iemand wat verslaaf is aan sigarette of dwelms en hoe jy hom sou gehelp het as 'n vriend. So baie sterkte, geniet die voorbereiding.